Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met deelnemers van Maak My 'n Miljonair as ook vorige jaar se deelnemers om bietjie hulle stories te hoor, om bietjie tips en tools by hierdie jong, inspirerende hoërskool-entrepreneurs te kry wat jy kan toepas in jou besigheid. Geniet saam met ons die stories en geniet saam met ons die journeys waardeur hierdie jong entrepreneurs gaan. Vandag hier terug op die brandbank het ek vir Leonet van Dijk. Ek dink dis nou tyd om in te gaan. Profijt is R1000. Ek ken nog ons my besigheid baie goed. Welkom hier op die brandbank. Dankie oom. Hoe voel die brandbank? 'n Bietjie nervus maar aan die begin, maar dis nou beter. Beter as toe jy laas keer op hom gesit Ja. het. Right? Jy was deel van die 2024 reeks. Yes. En toe het jy die brandbank oorleef, Ja. maar hy voel nie vandag so rof nie. Nee, daarom nie. Okay, ja, lekker. Sê vir my, Leonet, ons het nou 'n bietjie gepraat oor skool en oor studies. Jy is nou graad 10, jy gaan graad 11 toe volgende jaar. Yes. Jy het gesê jy wil bietjie ietsie studeer. Wat is die opsies waarna jy kyk en hoekom? Okay, so business managing, want ek het gaan navorsing doen, daar gaan omtrent 20.000, wat is dit? Soos tekort wees aan mense wat dit in die toekoms gaan doen, omdat daar entrepreneurs is wat hulle eie besighede en so ontwikkel. So daar is werksgeleenthede. En dan bemarking, want daar's ook werksgeleenthede as daar entrepreneurs is met besighede wat hulle iemand gaan kort om bemarking te doen. Ja, okay. Ja, my opinie is, enige graad is 'n goeie graad. Ek dink nie dat op die ou end van die dag maak dit so saak presies wat die inhoud van daai graad is nie. Ek het bedryfsingenieurswese gestudeer. Ek ken ander mense wat law gestudeer het, wat chemiese ingenieurswese gestudeer het, wat BCom besigheidsbestuur gedoen het en hulle almal is entrepreneurs vandag. So ek dink dit gaan oor die vaardigheid wat ek geleer het op universiteit is die ability om te leer, die ability om saam met ander mense te werk, die ability om onder druk te kan funksioneer. En ek dink dit is die groot skill wat jy leer op universiteit as jy gaan swat, is daai ability. Hulle gee vir jou so 'n handboek en dan sê hulle, môre skryf jy iets op. O, lekker. En dan moet jy dit die nag leer of probeer uitfigure voor die volgende dag. Maar dis exciting. Ek's bly jy het planne om te gaan swat en iets te doen soos dit. Terug na besigheid. Hoe gaan dit met jou besigheid? Dit gaan baie goed. Hierdie jaar was 'n bietjie stadig met al die skool en alles, maar toe het ek vinnig weer opgemaak toe ek gaan uitstal het daarin. Okay, so as jy sê uitstal, gaan jy na markte toe. Ek het by my skool se deernag sokkie en soos by konserte en so wat by skool aangebied het en by akademia se sportdag. Okay. Ja, dis goeie plekke. En vir die mense wat nou nie laas jaar Maak My 'n Miljonair op TV gekyk het nie, die mense wat nou nie jou op die TV gesien het nie, ek ken jou besigheid obviously nou baie goed, maar vertel net vir my weer presies, wat doen jy, hoe doen jy dit, vertel van al jou armbandjies en al jou goedjies, noem al jou produkte, dat almal kan presies verstaan wat jy doen en hoe jou besigheid werk. Okay, so my besigheid se naam is Slofshop. Ek het my produkte gaan update, so op hierdie stadium het ek 26 verskillende produkte waar ek met 10 begin het, in 2023. So wat ek doen is ek maak handgemaakte produkte vir mense wat dit nie kan bekostig om die nuutste brands te koop, omdat nie almal daai inkomste het om deel van dit te wees nie. So ek maak dit sodat almal teen 'n goeie kwaliteit, 'n goeie prys deel kan wees van die nuutste trends, want dit is nooit lekker om nie deel te wees van dit nie. En gee ons 'n bietjie, ek weet van 'n armbandjie wat ek by jou gekoop het. Gee ons 'n bietjie 'n idee van hoe lyk daai verskillende produkte. Okay, so ek het, soos vandag het ek byvoorbeeld my Bybelse wapenrusting en What Would Jesus Do bandjie aan. So dit is soos as jy baie lief is vir jou geloof of so, dat jy net elke dag voel asof jy maar net ietsie het. En wat my produkte ook nou weer anders te maak van almal anders is, ek maak myne custom. So almal het 'n klein dingetjie wat hulle eintlik wil tot lewe bring, maar nou nie die vaardighede of so het nie. So ek maak dit vir hulle moontlik om dit te kan doen.
So dit is enige tipe jewelry, enige tipe. Yes. Geef ons voorbeelde van die verskillende produkte. So Dis nou armbandjies, dis nou ja. ja, so ek het 'n hangertjie, soos 'n normale beaded hangertjie en toe het ek nou begin om soos 'n chain te maak met 'n voorletter en 'n charm by vir die meisies of seuns, maak nie saak nie. En dan normale plain armbande soos wat ek gesê het, die What Would Jesus Do en die Bybelse wapenrusting. Dan phone charms, baby clips vir 'n babietjie se dummy sodat nie wegraak nie. En ek sit glow vir dark beads in, want dit is nie lekker as jy 'n babietjie 3 die oggend huil en jy moet die ding soek in die krib nie. Dis baie slim. Dat jy Ja. immediately sien waar dit is. En dan ook soos 'n baby armband. Dan is dit so groot voorwerp met verskillende silikon beads wat die babietjie kan vashou vir as sy tandjies begin uitkom om dit te byt in plaas van dat hy die ander goeters byt. En dan het ek ook soos 'n oorlosie charm wat as mense oorlosie dingetjie hierso breek, dan sit jy hom op sodat jou horlosiebandjie mooi lyk, maar dan hoef jy nie 'n nuwe horlosie te gaan koop nie, want dis wat met my gebeur het. Dan moet jy 'n nuwe R500 se horlosie gaan koop, want die dingetjie het gebreek. So dis maar net 'n paar, maar dan het ek ook nog wat ek nou weer ingebring het, is funky brille met 'n brilcharm wat mens kan sit, en dan soos my ouma gebruik het ook, want sy verloor haar bril en dan eintlik sit hy net om haar nek. So dis maar net om jou lewe maar makliker te maak. Ek hou daarvan. Dis 'n baie wide variety, maar dis ook nog steeds als onder dieselfde umbrella. Dis Ja. dieselfde tipe produk en dieselfde tipe so iemand kan kom en hulle kan iets skryf vir hulle armband, vir hulle hangertjie, hulle kan iets skryf vir hulle brille, hulle foon en hulle baba. Ja. Ek hou daarvan. Leonet, kom ons gaan na jou jaar toe van Maak My 'n Miljonair. Hoe was jou jaar van Maak My 'n Miljonair? Dit was nou 2024, dis Yes. nou 'n jaar. Dis basically omtrent presies 'n jaar vandat ons laas jaar die gala aand gehad het. So jy's nou al 'n jaar van jou Maak My 'n Miljonair seisoen af. As jy kan terugdink, wat het vir jou uitgestaan? 'n Goeie memory, iets wat jy onthou wat awesome was, dalk iets funny wat gebeur het of jy weet iets wat jy altyd saam mee sal dra wat jy terugdink en jy kan smile. So die jaar was vir my baie lekker, veral soos oom se mentorskap en wat oom vir ons alles geleer het. Dis hoe ek ook my profit en alles soos beter kon gemaak het. Ek het meer as 200% verbeter van toe ek begin het met dit. Soos wat oom ons weet van my inkomstes en alles. En wat vir my die lekkerste was verseker soos die gala aand en ons challenges en so, waar ons almal moes gerush het, maar dit was maar lekker. En my gunsteling memory is toe Nicola oom se sien recreate met die trolley op die stage van waar hulle oom en daai gedoen het. Dit was Tommy en Nick geweest, Ja, jene, ja, ek onthou. En julle het baie gehardloop in julle jaar. Ja, En met julle uitdaging moes julle al die pad na die voorkant se hek toe hardloop van Klein Karibaan, Ja. al die pad in die oord in. Dit was seker rof. Dit was rof, maar dan ek het gesien my hockeyfiksheid, hy was daar. Het gewerk. Ja. Jy was prepared. En soos ons kon maklik, ons het daarom as 'n span saamgewerk. So ons kon makliker die puzzles en so gesolve het. Maar toe eindig ons derde, maar dis ook lekker om net om saam met jou chommies te kan dit geniet. En hou jy nog kontak met van die mense in jou jaar? Hou jy nog kontak en message julle of vang julle op elke nou en dan? Ja, verseker. Ek het nou die dag met Frederik gepraat van soos vakke te praat en net soos vir hom by hom uit te figure. Ek het met Jason ook gepraat om net so sterkte te sê met die jaar en 'n paar keer met hom opgevang. Ek het nou die dag vir Abby ook gesien en wat is haar naam? Die ander meisie ook, ek kan nou nie onthou nie. Maar ek hou kontak so nou en dan met hulle en praat ons maar lekker saam. Ja, dis great. Ja. Ek dink dit is so belangrik want een van die goeders van Maak My 'n Miljonair is ja, jy kry 200% groei in jou besigheid. Ja, jy maak geld, ja, jy bou 'n besigheid, maar meer belangrik as dit is jy word geconnect in 'n groep van ander like-minded entrepreneurs. En baie keer is jy die enigste entrepreneur in jou skool, maar deur Maak My 'n Miljonair kan jy die ander entrepreneurs ontmoet wat ook die enigste entrepreneurs is in hulle skool. En so kan jy hulle vriende maak. En ek check ook nog gereeld in met almal. En soos jy weet op die alumni groups, dan Ja. sê ons maar elke nou en dan. So dit is lekker om deel te wees van daai gemeenskap. Ek sien uit vir die dag wanneer julle almal
multimiljonairs is en ek kan julle my peers noem. Dit sal cool is. Ek kan ons 'n bietjie ook nooi vir 'n koffie of so vir ons podcast dan. Ja, exactly. Dit sal vir my awesome wees. Sê vir my, jy het nog gepraat van die challenges. Wat was die favourite deel vir jou van jou 2024 Maak My 'n Miljonair seisoen? Ek sal verseker sê ook die verhouding bou. Dit was die lekkerste deel vir my. En ook soos wat oom gesê die mentorskap en ook om myself net soos 'n bietjie self te ge-challenge het of myself uit my comfort zone uit te kom, soos wat oom gesê het in een van ons sessies. Jy moet uit jou comfort zone uitkom om te kan groei, anders gaan jy nooit groei nie. Sou jy sê jy het uit jou comfort zone uitgekom? Ek sal sê ek het baie. Ek sal nooit want die eerste keer toe ek daar gekom het, was daar niemand van my skool, niemand wat ek geken nie. Toe het ek dadelik gegaan en met Danai gaan praat en sommer chommies gemaak. Ek sal dit nooit gedoen het nie. En ek weet, ek het ook as 'n persoon gegroei, my selfvertroue het verseker verbeter ook. Ja, ek meen, kyk nou, jy het podcast, jy doen podcast, jy was daar by gala aand, kan jy praat, jy kan jouself, jy weet, op die brandbank het jy jouself kon verduidelik en jy kon jou besigheid verduidelik. So ek dink al daai experiences gee jou so bietjie selfvertroue. So jy sê dit maak 'n groot impak vir jou by die skool en jou environment waar jy nou is ook? Ek sal sê ja, want soos, ek het nou weer hierdie jaar begin met atletiek en daar's niemand wat ek geken het nie. Maar nie soos baie close nie, so ek het daar nou weer verhoudings gebou. Daar's byvoorbeeld nuwe kinders wat in ons skool ingekom het wat ek hulle dadelik verwelkom het en vir hulle gewys het waar's alles. So ek sal sê ja, definitief. So jy kon daai skills wat jy by Maak My 'n Miljonair geleer het, kon jy oordra en ook gebruik in ander dele van jou lewe. Ja. As jy kan terugkyk en jy sê Maak My 'n Miljonair 2024, wat sou jy anders gedoen het met dit wat jy nou weet? Is daar iets wat jy kan teruggaan en sê ek sou dit bietjie anders gedoen het? Dalk vir een van die jong entrepreneurs wat na hierdie podcast luister wat dink ek wil inskryf vir Maak My 'n Miljonair volgende jaar. Enige tips wat jy kan gee, iets wat jy sou anders doen? Ek sal sê verseker bou verhoudings, want ek weet daar's baie van die meisies en veral die seuns wat nie verhoudings gebou het nie en 'n bietjie soos mekaar agter die rug gepraat het, dat ek maar agtergekom het. So ek sal sê bou verhoudings, kry chommies en hou daai verhouding, want dit kan jou altyd in die toekoms help. Ja, ek meen as jy kyk na die statistiek, omtrent 0.04 van Suid-Afrika se populasie is entrepreneurs. Besigheidseienaars met besighede. So dis 'n baie klein hoeveelheid van die statistiek van die land se populasie. So daar is net soveel entrepreneurs daar buite. En soos jy ouer word en jy begin werk met ander besigheidseienaars, dan kom jy agter almal ken mekaar. En almal is maar in dieselfde industrie en almal weet van daai en daai en jy weet, so dis goed om goeie verhoudings te hou en daai relationships te bou. Selfs op julle vlak ook. Ek dink ek het baie keer vir julle in die workshops gesê, kyk rondom jou. Hierdie is die multimiljonairs van 10 jaar van nou, of die biljonairs wat Suid-Afrika se ekonomie gaan dryf. Ja. So maak nou al vriende en kry die WhatsApp nommers. Ja. Ja. Okay, so jy sal sê bou verhouding, maak vriende. En hou vir al daai verhouding en moenie soos opgee op die mense wat by jou gestaan het nie, want ek weet daar's baie mense wat soos hulle verloor kontak en dan hou hulle net ophou om met die mense te praat. Maar dis soos wat oom nou net gesê het, dis belangrik om dit te hou sodat jy in die toekoms mekaar kan ondersteun en vir mekaar daar wees. Ja. Okay. Kom ons praat groei. Vir almal wat nou nie die TV seisoen gekyk het laas jaar nie. Waar het jy begin toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair? Hoeveel geld het jy gemaak? Hoe groot was jou besigheid? Wat was jou profit, jou turnover? En waar het jy geëindig aan die einde van Maak My 'n Miljonair? Hoe groot was jou besigheid toe? Hoeveel turnover, profit en goeders het jy op daai stadium gemaak? En waar is jou besigheid nou? Hoe het jy nou al gegroei en hoe lyk jou besigheid nou? Jy sê jy het baie nuwe produkte bygesit. Weet hoe is jou groei? Hoe is jou turnover? Jy weet, daai tipe ding. Kan jy vir ons 'n bietjie 'n prentjie skets van hoe dit lyk? Yes. So voordat ek begin het ek met 'n totaal van R2000 die jaar gemaak en 'n profit van R1580. Toe ek begin het met Maak My 'n Miljonair, het dit op die einde van die jaar was dit, ek dink, 30.000. 30.855,66 wat ek gemaak het as turnover met
ek dink 15 produkte wat ek toe gehad het en met 'n profit van 28.888. So in die eerste maand toe jy ingeskryf het jy R1,000 profit gemaak. In die laaste maand wat jy ingeskryf het was jy op R28,000 se profit. Yes. Dis impressive. vir jy was toe graad Graad 9, ja. Graad 9, yes. nee. Vir 'n graad 9, R28,000. Dis baie impressive. Dankie oom. Dit voel vir my meer as 200% groei. Dit is baie groei. Dankie oom. En nou, hoe gaan dit nou met jou besigheid? Soos wat ek voor gesê het, hierdie jaar was 'n bietjie stadig, maar as ons nou gaan kyk van wat ek begin het en vandat ek geëindig het met Maak My Miljonair, met hierdie jaar se goeders by, is dit 41.866,66 wat ek gemaak het as die alles saam, en dan 'n profit van 35.454,44. Ja, dis baie impressive. Dankie oom. Vir 'n hoërskoolleerder. Ek dink enigiemand wat hierdie podcast luister sal dink ek sou kan neem met 'n ekstra R40,000 en jy's graad 10 en jy het 'n ekstra R40,000 vir jouself gemaak met die produkte wat jy geskep het en saam met dit het jy mense se lewens ook beter gemaak. Ek hoop so oom. Ja. Nee, ek kan trots wees op jouself. Dankie oom. Well done. Dit is iets om op trots te wees. En dit is waar jy gekom het vandat jy ingeskryf het vir Maak My Miljonair. Sou jy sê jy het jou doelwit bereik? Obviously toe jy jou videoetjie gemaak het en gesê het Maak My 'n miljonair, het jy 'n idee gehad van wat jy sou wou bereik in daardie jaar? Het jy daai doelwit bereik of oorskry of is jy nog besig om so dit te werk? So toe oom by die skool was, toe kyk ek nog so, toe dink ek gaan inskryf, toe sê al my vriendinne ek moet, en toe 'n week voor die tyd voordat dit gesluit het, toe besluit ek gaan dit maar doen. Toe skryf ek in en maak my videoetjie, en toe ek by my ouma hulle was, toe kry ek die e-mail van ouma wat sê ek was, en ek het nooit verwag dat ek gaan inkom nie. So daai was my 'n baie groot accomplishment, en toe my doelwit was om 20,000 daai jaar te maak. So ek wil sê ek het verseker verbyde gegaan. Verseker. Goal geachieve. Yes, oom. Ek het daai metode wat oom vir ons geleer het, die trappies metode gedoen op 'n A3 papier, en dis hoe ek dit toe min of meer uitgewerk het en ek het verby hom gekom. Perfek. So jy het jou goal neergeskryf, jy het hom terugwerkend uitgewerk en het hom geachieve. Yes, oom. En jou goal in die toekoms, as ons nou sê jy het jou goal geachieve wat jy vir jouself uiteengesit het, jy het jou doel bereik, wat van 5 jaar van nou af? Wat is jou doel vir die toekoms? Wat kan ons verwag van Leonetta 5 jaar van nou af? So ek wil verseker my besigheid groei. Ek weet nie of ek nog met dieselfde goed gaan aangaan nie, maar dalk eerder hierdie ene dalk op soos 2 dalk doen, wat ek gedink het, want ons baie nou wat mens jou eie besigheid kan doen, maar nog steeds kan werk. So wat ek gedink het ek wil doen is, ek wil dalk by 'n business managing company of iets gaan begin, sodat ek daar by hulle kan leer, want dan met wat ek kan leer, dan kan ek dit in my besigheid ook toepas. Dan kan ek my besigheid wat ek tans het groei, of selfs heeltemal verander. Ja, 'n bietjie experience kry en dit inwerk in jou besigheid. Yes, so. Okay, en hoe lyk dit 5 jaar van nou? Waar bly jy? Wat se kar ry jy? Hoe lyk jou huis? Wat se teruggee projekte het jy aan die gang? Jy weet, Yes, gee ons 'n bietjie 'n prentjie van Leonet van Dijk 5 jaar van nou. Om uit my eie experience uit wil ek dan nog in my eie huis op daai stadium bly. Huis of apartment maak nie saak nie. Ek wil graag 'n Beetle ry. Weet hoe lyk hulle? Ja. Ek soek 'n blou een 'n met nuwe een of die vintage een? maak nie saak vir my nie. Okay. Ek moet net daisies op hê, dan's ek fine. So ek wil graag dit hê, maar volgens my pa bly ek in die huis totdat ek trou. Okay. So dan gaan ek daai geld spaar, maar ons kyk maar waartoe ons gaan. So jy en hy moet nog so 'n bietjie negotiate. Yes, oom. Okay. Maar ek wil ook teruggee projekte soos wat oom gedoen het. Ek sou graag by Help en Hand wil aansluit, want hulle is mos tans besig hier so in Pretoria om ons baie te help. Veral so by ons skool doen ons vir ons gemeenskap is al baie mense wat nie kos en so kan bekostig nie, om dalk daar 'n bietjie betrokke te raak, om daar 'n bietjie in te gee. So maar net by verskillende klein groepies maar inskakel. Ja, ek dink dis 'n goeie plan. Hoeveel kos 'n Beetle? Die ene wat ons gesien het wat by my ouma hulle is 40,000. Ja, nou maar ja, dis doable vir jou. Ja, oom. Dis mos nou pocket change vir jou. Jy kan dit uitsorteer. Okay, ja, ek dink dis 'n goeie plan. Jy kan as jy nou nie blommetjies op het nie, kan jy seker maar opverf. Ja. Ja. Of stickers. Of stickers, ja. Ja. Ja, dit is 'n goeie plan.
Ek hou daarvan. Leonet, almal doen besigheid op hulle eie manier. Obviously tydens Maak My 'n Miljonair coach ek julle nou en dan leer ek julle hierdie is om dit te doen en hierdie is om dit te doen, maar uit jou eie experience, uit soos jy jou besigheid bedryf, vat jy ook van die lesse en jy maak dit deel, maar jy vind jou eie manier. Yes, so. En ek neem aan jy lees ook boeke, luister podcasts, kyk na 'n paar video's of so van ander entrepreneurs en so vorm jy jou eie resep. Wat is dit wat jy doen in besigheid of 'n persepsie wat jy het oor besigheid of 'n belief wat jy het oor besigheid wat ander mense sê nee. Soos een of ander unpopular opinion wat uniek is aan jou waar ander mense sê maar jy weet dit werk en jy doen dit en jy glo in dit. So wat ek sal ook sê is, soos, daar's baie mense wat sê, jy kan dit sommer net begin van scratch af, sonder mentorskap, sonder enigiets, maar ek glo nou weer, jy moet mentorskap kry. Dus kyk hoe het ek gegroei toe ek by oom was, en jy moet boeke lees om ervaring te kan, net uit ander mense se perspektief te kan kry. Dit is wat ek ook glo, maar baie mense doen dit nou glad nie. En wat ek ook wil sê is, bou koneksies. Daar's baie van my vriendinne en so wat sê, okay, ek gaan nou uit hoërskool uit en dan los ek maar net alles wat ek het. Ek wil nou weer sê, jy moet jou koneksies hou, soos wat oom nou gesê het, en sodat jy dit kan groei in die toekoms. Ek hou daarvan. So wat jy sê is, jy kan nie net besigheid wing nie. Jy moet boeke lees, jy moet mentors hê, jy moet koneksies hê. En as jy dit kan doen, dan kan jy besigheid bou. En jy moet kan groei, jy moet, soos wat oom nou gesê het, jy moet uit jou comfort zone uit kan kom, sodat jy kan groei. En alle ander aspekte wat soos in boeke of so genoem is, kan jy dan ook weer in jou besigheid implementeer. Is daar 'n boek wat jy sal recommend? Verseker die Rich Man, Poor Man. Dit is sover my gunsteling ene wat ek sover het. Maar ek's nog besig met die ander, so ek glo daar sal dalk iewers nog een uitpop. Okay, ek hou daarvan. Ja, dit is goed om dit te doen en personal development te doen. As jy nou kan sê, ek sit al my ervaring bymekaar, al die boeke wat ek gelees het, al die lesse wat ek geleer het, al die experience, en jy dink aan 'n hoërskool entrepreneur wat dalk luister na hierdie podcast en sê, ek wil graag 'n besigheid begin. Ek weet nie, moet ek nie, ek weet nie hoe nie, ek weet nie, is dit die regte ding vir my nie. Watse advies of tip sal jy kan gee vir hoërskool entrepreneurs daar buite? Jy het nou obviously baie meer ervaring opgebou in die laaste 2 jaar. Watse tip sal jy kan deel met hulle om vir hulle te sê, hier's wat ek sal sê? Ek sal sê, go for it. Soos, jy gaan nooit weet as jy nie iets gedoen het nie, maar jy gaan altyd dalk spyt wees omdat jy dit nie gedoen het nie. Dit is wat ek gedoen het. So, jy kan fail en dan kan jy weer groei. Jy kan maklik opstaan. Maar as jy dit nooit doen nie, gaan jy nooit weet of jy suksesvol in dit sou gewees het nie. Ek hou daarvan. Bietjie op die werk, bietjie eintlik op die regret van dit. Soos moenie regret hê nie. Okay, nou sê hy, "Shap, ek go vir dit." Wat is jou eerste bietjie advies wat jy dan vir hom gee nadat hy of sy besluit het, ek go vir dit? Jy moet verseker soos ek sal sê kry vir jou 'n mentor of soos lees boeke want dit kan ook tel, maar daar's in vandag se tegnologie is daar baie aspekte waar jy verskillende mentors kan kry of by verskillende plekke leer. So ek sal sê kry of soos 'n mentor of vir iemand waarby jy kan opkyk, waarna jy kan leer. Doen jou navorsing, maak seker jy gaan dalk nie in die eerste 5 jaar fail soos wat almal sê mense doen nie. So wees maar net seker van jou feite voordat jy al jou geld daarin sit, maar ja. Doen bietjie navorsing, yes. Educate yourself bietjie. Ja, ek hou daarvan. Nou, sê vir my, het jy bietjie van die ander Maak My 'n Miljonair deelnemers dopgehou hierdie jaar? Het jy 'n bietjie gekyk wat gebeur met hulle? Wat sal jy sê, het iets vir jou uitgestaan van die nuwe deelnemers hierdie jaar, of van die vorige deelnemers die jaar voor jou, was die 2023 jaar en die 2022 jaar? Is daar enigiets wat jy gedink het, dit was cool? Ek sal sê, veral hoe die mense gegroei het, vanaf hulle begin het, is my baie oulik. Veral Tatu want hy het hierdie jaar nog 'n besigheid gesien, as oom dalk gesien het, wat hy nog sy goeders heeltemal verander het, of nie bygebring het en alles. Dis vir my baie goeders wat hulle gebring het, en veral hierdie jaar se entrepreneurs was my baie sterk, dalk sterker as ons groep dalk, maar ek sal sê, ja.
Ek dink julle groep was baie competitive. Soos, as ek nou kan sê van 'n buiteperspektief, julle groep was meer ernstig en competitive, soos almal wou wen. Ja. En dit was so half, ek dink hierdie jaar se groep was bietjie meer soos social en het bietjie meer gekuier met mekaar en was nie so ernstig om die wen te vat nie. Maar ja, ek dink elke jaar het sy unieke persoonlikheid van unieke entrepreneurs wat deelneem en elke jaar is vir my 'n amazing experience om te sien hoe almal groei en hoe almal bymekaar kom en jy ontmoet hierdie entrepreneurs in die begin van die 8 maande en jy sien hulle aan die einde van die 8 maande by die gala aand en ek geniet dit verskriklik om daai groei te sien en daai verandering te sien elke jaar. Ek is bly jy hou aan met jou besigheid en dat jy goed doen met jou besigheid. Hoe sal jy sê die feit dat jy 'n entrepreneur is by jou skool en die feit dat ons Maak My Miljonair gedoen het by julle skool en die feit dat daar gepraat word van entrepreneurskap by julle skool, hoe sou jy sê het die vibe by die skool verander of die conversation of die gevoel teenoor entrepreneurskap in die laaste 2 jaar vandat ons Maak My 'n Miljonair daar doen? Ek sal sê baie van die kinders het hulle eie besighede verseker probeer doen. Ek weet baie van die mense wat daar is wat ek met chommies is, het byvoorbeeld dit probeer doen en dan as hulle nie goed gedoen het in die eerste 2 maande nie, het hulle dit net heeltemal gelos. Wat vir my persoonlik nie goed is nie, want soos wat oom nou gesê het, ek het in die eerste jaar 'n sekere hoeveelheid gemaak en toe groei ek oor die volgende jare. So ek sal verseker sê dit het baie verander by die skool. Daar's baie kinders wat dit probeer aanpak en daar's baie wat dit verseker soos goed doen daarmee. Ek weet soos my een vriend, hy help sy ma in haar besigheid nou van alles wat hy sover gesien het vandat oom daar was om 'n bietjie input daar te hê. So dis baie cool om dit te sien. Dit is vir my baie cool om te hoor dat daar veral bietjie meer oor entrepreneurskap gepraat word. Hoe sê jy sê was jou rol by jou skool nadat almal jou nou op die TV gesien het? Almal het gesien jy's 'n entrepreneur, hulle weet van jou besigheid. Sou jy sê daar create 'n ander buzz by die skool rondom entrepreneurskap as gevolg van dit? Of kom vra mense jou vra of praat mense met jou oor hulle besighede? Ek sou sê baie van die kinders het nie eintlik opgelet toe oom daar was nie. Ek het gesien die helfte van hulle het op hulle fone gesit. Maar ek verduidelik daarom. So ek gaan uit en ek sê vir hulle wat hy doen en daar van dit af kom party van hulle en kom vir my vra. Maar nie almal is nou weer gemaklik met sulke goed nie. Baie van hulle gaan eerder en gaan search dit op Google of so. Maar ek wil sê daar is baie mense wat kom en my vra hoe die Maak My Miljonair storie werk, hoe hulle kan inskryf en dis baie cool om sulke goed te sien. Ja, skep ons net bietjie bewusmaking vir entrepreneurskap by die skool. Want ons land het meer entrepreneurs nodig en veral in die Pretoria gemeenskap kort ons sterk entrepreneurs. So dis goed dat ek hoor dat daar entrepreneurs is wat bietjie wakker word en opstaan en hulle goeders aan die gang begin kry by die skool. Dis goeie nuus. Leonet, as ek jou kan vra, as ons nou kyk na jou journey as 'n entrepreneur, as ons kan kyk na waar jy vandaan gekom het, hoe jou besigheid gegroei het, alles wat jy gedoen het met Maak My Miljonair en so. Wat sou jy sê in jou persoonlike journey is iets wat jy kan sê het 'n massiewe impak gemaak in jou lewe uit jou besigheid uit? Jy het nou jou besigheid bedryf, jy verkoop elke maand aan mense goeders, jy het geld gemaak. Wat het hierdie hele journey van entrepreneurskap vir jou gedoen in jou lewe of dalk vir jou familie of jou gemeenskap? So ek sal sê verseker sê my selfvertroue wat baie beter geword het. Want ek kon nooit eers 'n speech in die klas gedoen het nie. Maar toe kom ons by Klein Kariba waar ek sommer op die stage gepraat het voor al die mense. So ek sal sê die selfvertroue vir my as mens het baie beteken want ek kan dit nou daagliks in my lewe in toepas en ook maar net om vriendeliker soos te wees, om beter koneksies met die mense te bou, om meer op te lees oor goed, om myself meer te educate van my eie oogpunt af. Okay. En obviously die geld ook gemaak. So, wat het jy gedoen met die geld? Die eerste maand toe ek genoeg geld gemaak het, het ek my 'n paar Crocs gaan koop vir my hokkie. My coach was nie vir hokkie. Ja, ons stap met dit na oefening en dan trek ons ons stokse uit. My coach was nie baie happy met my nie. Okay. Maar sover het ek
nog goeders my besigheid gaan ook aankoop en wat ek nou tans doen is ek spaar elke maand. Dus ek gaan kyk hoeveel geld ek gemaak en dan vat ek my gemiddelde prys, dan gaan trek ek soveel, dan gaan deel ek dit en dan soveel van daai geld vat ek vir my uit. Van nou as 'n winspersentasie nou, vat ek uit en dan sit ek dit weg vir my toekoms byvoorbeeld. Wat ek niks aan doen nie, wat kan groei in my bank om vir my in die toekoms 'n hoogtepunt of soos 'n voorsprong te kan gee. 'n Beetle of 'n property te koop. Ja. En okay, jy het gesê Crocs gekoop. Ek weet nie of dit 'n goeie of 'n slegte investment is nie. Maar wat is een van die goed wat jy gekoop het, 'n slegte finansiële besluit wat jy gemaak het, waar jy is van ek moes nie soveel geld op dit spandeer het nie. Ek sou dalk sê die Crocs oom. Hoeveel het daai Crocs gekos? R500. Maar Is hulle nie gemaklik nie? hulle is, Like jy? maar hulle word vinnig vuil. Okay. Wat se kleur is hulle? Pink. Pink Crocs. Ja, Klink vir my na 'n goeie investment. maar ek sou sê Maar as hulle jou tokse uittrek, is dit Yes, lekker man. Maar ek sal nie sê, want ek hou nie daarvan om direk my geld te spandeer nie. Ek wil eerder soos dit kan spaar en weet vir wat ek dit spandeer, want toe ek kleiner was, het ek dit op alles spandeer wat ek kon, soos wat my boetie nou doen. So ek dink nie daar's eintlik iets wat ek dadelik raak sien nie, maar daar is maar 'n idee in die agtergrond van toe ek kleiner was. So jy regret niks waarop jy jou geld spandeer het nie. Maak slim finansiële besluite Ja. vir jou toekoms. Ek hou daarvan. Dis slim geld want nou sit jy al klaar jou goed in plek vir jou volksie en vir jou huis wat jy gaan doen. So nee, dit is goeie finansiële praktyk. Ek sê mos altyd jy moet at least 70% invest. 30% kan jy op leef. Doen jy dieselfde? Leef jy op 30% of leef jy op 40 of 20 of 10 of 50? Ek sal sê op hierdie stadium is 25% is wat ek wegsit en dan die res gebruik ek vir my besigheid om my besigheid te groei en nog beter te kan maak. Ja, dis ook goed. Jy weet jy spaar aan die een kant en aan die ander kant reinvesteer in die besigheid. Yes. En as jy nou en dan koop jy Crocs. Ja. Nou maar ja, Leonet, dit was lekker om met jou te gesels. Dankie man. Lekker om 'n bietjie op te vang. Ek seker jy inspireer baie van die hoërskoolleerders by jou skool. En ek dink jy's ook inspirerend sommer so hier op die brandbank vir almal wat die pot gooi luister. Ek dink dit is vir almal inspirerend om te sien hoe hoërskool-entrepreneurs die ding kan regkry. En ek meen jy het nog 'n lang karier voor jou. Jy gaan nog volgende jaar nou graad 11 doen en dan graad 12 en dan nog swattings en ek sien uit om te sien waar jou besigheid gaan wees, waar jy gaan staan as 'n sakevrou in ons gemeenskap in Pretoria in Suid-Afrika 5 jaar van nou af, 10 jaar van nou af. Ek's opgewonde om te sien hoe jy gaan groei. Ek dink jy het al reeds baie gegroei. Jy het net genoem 200% in jou besigheid en van 2000 af na 80000 toe of 40000 toe. Maar ek dink jy as 'n persoon het ook baie gegroei en ek hou daarvan dat dit wat jy uit maak my 'n miljonair uitgevat het, gaan alsoor personal growth en om jouself te verbeter en om jouself vorentoe te vat. So ek is opgewonde vir wat jy nog als gaan achieve in die toekoms. Is lekker om hier op die bank saam met jou te gesels en 'n bietjie op te vang. En dankie. Ja. Dankie vir oom.